Vanoggend gesels ons bietjie oor ons laaste waarde. Ons maak 2,5 maande later, maak ons klaar met ons waardes, waarmee die Here besig is om met ons te deel. En so ek glo en vertrou dat jy regtig waar die hart vang oor wat die Here besig is om te doen in ons as gemeente, in ons wat saam die gemeente beweeg. Mag jy dit waardeer en mag jy dit embrace as deel van jou proses. Mag ons hierdie waardes vat en deel maak van ons lewe. Mag hierdie visie deel word van jou persoonlike lewe. So as jy nou vir die eerste keer hier is of weer kom kuier en jy weet nie lekker waaroor ek praat nie, ons gesels bietjie oor ons waardes en ons missie en ons visie. So ons het gesê ons missie begin by dit wat Jesus vir ons gesê het en dit is gaan uit en maak disippels. Hy sê vir ons gaan maak disippels en so ons sê, maar dan besef ons dis ons missie. En so ons het gesê, as dit ons missie is, word ons visie vir ons meetbaar. En ons sê dat ons as gemeente sê dat ons wil 1500 disippels maak. Ons het gepraat oor hoe dit lyk en wat dit beteken, en dit beteken nie 1500 mense in ons gebou nie. Het gaan nie vir ons om self te dryf en te sê, wow, kyk hoe great is hulle huis nie. Hierdie gaan absoluut oor die koninkryk van God. Mense wat radikaal 'n liefde het vir Jesus en wie hy is. En dis wie ons is en dis wat ons gaan dryf. Dis disippels, ons hart is disippels, en dan begin dit by, as ek nie weet hoe om 'n disipel te maak nie, is dit omdat ek dalk moontlik eers moet leer om 'n disipel te wees. So ons wil jou graag leer, wat is dit, wat beteken dit om 'n disipel te wees, en vanuit 'n disipel wees, leer ek hoe om disipels te maak. En dis wat Jesus van ons elkeen vereis, gaan uit, maak disippels. En toe het ons gesê, ons het sekere waardes wat ons vasmaak in ons gemeente, en ons definieer elke waarde met 3 stellings, en so ek gaan vinnig saam met julle deur dit gaan. So die eerste waarde is die waarde van teenwoordigheid, en dan sê ons program is ondergeskik aan sy teenwoordigheid. As God besluit hy daag op, dan sê ons, Here, doen wat u wil. Die tweede is ons gesê, ons gaan intentioneel ruimte maak vir God se teenwoordigheid, vir sy teenwoordigheid, en ons maak ruimte tydens gebed, bediening, aanbidding, waar ook 'n plek waar jy kan diep connect met God se teenwoordigheid. Dis ons hart. En dan ons respekteer gesamentlike byeenkomste met agting vir individuele belewennisse. Wat beteken dat jy gaan 'n belewenis hê met die Here, maar tog bly ons 'n groot groep, en so ons balanseer die groot groep met die individuele belewenis, en dis vir ons belangrik om daai reg te bestuur. Die volgende waarde waarna ons gaan kyk is, ons het gesê ons is woordgerig, wat beteken dat ons het God se woord lief. Dis 'n diep liefde in ons hart vir die woord van God. Die Bybel is nie net 'n nice storie nie. Die woorde word die fondasie van ons lewens. So ek het die woord lief, en dan het ons gesê dat ons standpunte as gemeente, my persoonlike standpunte, hopelik jou standpunt, word bepaal deur God se woord, en dan die volgende is ons leefstyl word bepaal deur God se woord. Wat beteken dat hoe ek en jy leef, kan nie wees soos dit die wêreld sê moet leef nie. Jy moet leef soos God wil hê jy moet leef. Dis wat gebeur as ons sê dat ons is woordgerig. En dan die derde, in 'n liefdevolle verhoudings, en daar het ons gesê dat God is liefde, en daarom personifiseer ons liefde. 'n Mooier Afrikaanse woord is verpersoonlik ons liefde, wat beteken God is liefde, en ek gaan liefde wys vir mense om my. En omdat liefdevolle verhoudings vir ons so belangrik is, het ons gesê dat ons doen moeite om egte vriendskappe te kweek, en ons het gesê ons investeer in die lewens van ander met tyd, talente, finansies en kennis. Wat beteken is ons sit energie in verhoudings in. En daai energie beteken my tyd, dit beteken my finansies, dit beteken my kennis. Dis wie ek is, spandeer ek om egte vriendskappe te kweek. Nou voordat ek aangaan na die vierde waarde toe, en dis waarmee ons gaan afsluit, wil ek net gou vinnig hoor, wie van julle hou baie daarvan? Soos jy geniet dit, dis die ding waarvoor jy opstaan in die oggend. Om te hoor dat iemand vir jou sê dat jou werk was nie reg nie. Hulle hou daarvan om jou werk te kritiseer. So net gou vinnig, hande op, wie is mal daaroor? So 1 of 2 sarkastiese mense. Wel dan, ons is baie bly, julle kry die trofee vir sarkasme van die jaar. Maar die blote feit is, ek dink meeste van ons, ek dink niemand van ons geniet dit. As iemand sê, yes, maar ek hou baie daarvan dat iemand vir my sê ek was verkeerd nie.
So hier is die volgende vraag en hierso kan jy eerlik wees. Jy gaan dalk dink jy is die enigste een wat jou hand opsteek, maar ek beloof jou, jy gaan nie wees nie. As jy in een of meer areas in jou lewe baie perfeksionisties is, 'n goeie woord is of 'n goeie stelling is OCD. As jy OCD het, kan ek jou net gou vra om jou hand op te steek. Net gou vinnig. Sien jy, ek het jou gesê as meer as net jy. Okay? So gewoonlik as iemand vir jou sê jy was verkeerd, dan het jy 'n week verlof nodig. Dis min of meer, wat net om te deel met dit wat hulle vir jou gesê het, want al wat jy gehoor het, is hulle sê vir jou, nee, hierdie deel is reg, en al wat jy gehoor het, is ek is nie goed genoeg nie. So ek sê dit, want ek weet dit gebeur met my ook, is jammer dat my beste nie goed genoeg is vir jou nie. Dis mos daai tipe effek. So vanoggend maak ek 'n stelling, en dit klink amper asof dit die perfeksioniste of die OCD mense se motto is, maar ek beloof jou dat dit nie is nie. En hierdie stelling is so: dis goed om goed te wees, maar goed is nie goed genoeg nie. Dis goed om goed te wees, maar is nie goed genoeg om net goed te wees nie. En as ek van hierdie praat ek nie van jou werk nie. Ek praat nie van hoe jy jou numbers crunch nie. Ek praat nie van hoe jy kommunikeer as jy by die skool is nie. Maak nie enigsins iets uit te waai met daai nie. Vanoggend praat ek spesifiek oor karakter. Karakter. Nou wat is karakter? Daar's 'n verskil tussen persoonlikheid en karakter. Persoonlikheid is wat mense sien, dis wie jy is in die buitekant. Karakter is in die binnekant. Dis daai wat niemand sien nie, en wanneer die ligte af is en jy weggesteek is, dis wat daar in jou hart aangaan. En as dit gaan kom by jou karakter, wil ek vir jou sê, dis goed om 'n goeie karakter te wees, of te hê, maar 'n goeie karakter is nie goed genoeg nie. Dis die ding wat ek en jy moet verstaan. Is goed om goed te wees, maar goed is nie goed genoeg nie. En as ons hierdie ding gebeur, dan praat ons van, want as ek en jy praat van karakter, wat beteken goeie karakter? Dan besef ons grootendeels, goeie karakter word bepaal deur die wêreld. So die wêreld sê vir jou, wat is die standaard van 'n goeie karakter? En as ons sê die wêreld sê dit, dan beteken dit, ons praat van, ons definieer goeie karakter bloot op wat ander mense sê. Dis wat ons sê. So ons dink dat ander mense bepaal die definisie van goeie karakter. So, as jy vir iemand wil vra, is hulle goed? Dan sal jy nou goeders vra soos, is jy 'n boemelaar sien? Gee jy vir hom ietsie om te eet? As jy byvoorbeeld op die pad ry en jy sien iemand se kar het gebreek, trek jy af om te gaan help. As jy byvoorbeeld in die winkel is en jy sien daar's 'n baie kort tannie en sy soek die chips op die boonste rak, help jy haar of staan en lag jy vir haar? So daai is die definisie van goeie karakter, as jy wel help en nie as jy lag vir haar nie, asseblief. Maar die groot ding is, daar sekere goeders wat as jy die goed doen, dan sê society vir jou, jy's 'n goeie mens. Nou kyk gou nou die ou links van jou. Okay, kyk gou na die een regs van jou. Wat se een van hulle is die grootste krimineel? Okay? So jy, of as jy nou moet agterkom dat links en regs van jou, die mense is nie so groot krimineel soos jy nie, moet jy maar in die ry afkyk. Soek net iemand wat 'n groter krimineel as jy is. En hierdie is die groot ding om te kan sê, dat as ek en jy wil weet wat is 'n goeie karakter, dan beteken dit jy is 'n bietjie beter as iemand naby aan jou. As dit nie links en regs van jou is nie, hopelik iemand in die ry. Dis goeie karakter. Die mense wêreld bepaal goeie karakter. Maar dan moet ek en jy ook verstaan dat goeie karakter, as ons sê dis mensegerig, het jy ook 'n dubbelstandaard. So meeste van ons sê dat ek is 'n eerlike mens. Wie is nie eerlike mense nie? Julle sal net nie eers julle hand opsteek nie, dis die probleem. So vir wat die werd is as ek en jy sê ons is eerlike mense, dan sê jy dit nie omdat jy nie lieg nie. Jy sê dit primêr omdat jy hou nie daarvan as mense vir jou lieg nie. Nee? As iemand vir jou lieg, dan voel jy wil slange vang. As jy uitvind iemand het vir jou iets gesê en dit was hierdie manipulasie om jou te mislei, dan voel jy kook. Maar wanneer dit kom by jou en jy moet 'n kliënt bel oor hoekom daai werk nie heeltemal klaar is nie, dan is ons nie baie eerlik nie. Sorry oom, die tyd het onder my uitgevlieg terwyl ek op Facebook gesit het. Sorry, ek is jammer.
Dis nie wat jy sê nie. Nee. En onthou, ek was in die werksplek, so ek onthou die gesprekke, want dit gebeur met my ook. Daai nee, Jesus meneer, die suppliers, Jesus ons sukkel met die ouens. Is Johannesburg sê vir ons is in die Kaap en die Kaapse ouens sê is in Johannesburg en ons sukkel net. Dis wat gebeur, is daai waarheid wat net so hy draai net so klein bietjie, nê? Dis 'n dubbelstandaard. Dis wat gebeur. So met ander woorde, skinder, jy haat skinder. Nie om te skinder nie, jy haat dit net as mense van jou skinder. Nee? As jy uitvind ander mense het van jou geskinder, daar gaan ons. Nou is ons rek vir boks. Maar wanneer jy oor ander mense praat, dan is dit omdat jy omgee oor hulle. Nee? Of jy maak die stelling om jou beter te laat voel. Ek sal dit vir regtig ook sê. Ja, ek sal. Ja, as hulle nou hier was, het ek dit nou vir hulle gesê. Ons skep ons daai, dis die konsep. As ons praat van goeie mens wees, daar's 'n dubbelstandaard. Ek is eerlik. Ek hou nie van skinder nie. Dis goeie karaktereienskappe, maar daar's 'n dubbelstandaard in die proses. En dan moet jy ook verstaan dat grootendeels goeie karakter of karakter word bepaal deur om in te pas by ander mense. So, daar's 'n stelling, hulle noem dit environmental cues, wat beteken jou omgewing bepaal vir jou hoe jy gaan optree. Voorbeeld, toe ek in die hoërskool was alles in my, ek het rook gehaat, soos die reuk van rook, die idee van rook, mense wat rook. En toe kry ek pelle, en almal van hulle rook. Nou daar's 'n punt wanneer jy begin agterkom, ek kan julle nou heeltyd hap oor dit, maar binnekort gaan ek nie meer maatjies hê nie. So dan begin jy stil bly en jy staan maar en jy hanteer die situasie en kort voor lank toe ek weer kyk toe rook ek self. Want wat gebeur? My omgewing het vir my gesê hierdie is fyn en ek het stelselmatig gewoond geraak aan dit en toe ek weer kyk toe is ek deel van die groep. Jy vind dit tussen 'n klomp mense wat vloek. Nee? Jy wil nie vloek nie. Wie van julle wil vloek? Net die eerlike mense gaan 'n land op. Sorry. Okay, so ons sit in daai situasie, maar skielik as jy by die werk is en almal vloek en jy raak kwaad, "Ey man, wie gwaar die?" Daar gaan die woordjie. Daar's iets wat ons doen. My gedrag word bepaal deur om in te pas by my omgewing. So met ander woorde, as ons sê goeie karakter wat die wêreld bepaal, beteken dat dit is menslik georiënteerd. As ek en jy dit sê, dan beteken ons die society sê vir ons wat is goed en wat is verkeerd, en daarom kan ek kyk vir die ou links en regs in my, en ons kan vra wie is die groter krimineel. Dis wat gebeur, is ons leef in 'n omgewing, wat as die wêreld vir ons bepaal, wat is goeie karakter, gaan dit altyd mensgerig wees. En meeste van die tyd wil ek vir jou sê, dit is ekstern gerig. Nou die oomblik wanneer ons praat van God se standaard, nou begin daar iets verander, want onthou nou, God se standaard lyk nie dieselfde soos die mense se standaard nie. En as ons nou dink aan hoe God nou van die begin af sy hart gekommunikeer het oor karakter, dan dink ons aan die nasie van Israel. Nou, julle onthou nou, toe Israel se oorsprong, die beginpunt van Israel, was Abraham gewees. So God sê vir Abraham, ek gaan vir jou 'n baie groot nageslag gee. Hierdie nageslag gaan later bekend word as die Israeliete. Maar sy hart was van die begin af, en hy het gesê, jou nageslag gaan geseënd wees, en deur jou nageslag gaan al die ander nasies geseënd wees. Wat beteken, is dat Israel gaan 'n model word van 'n nasie wat in verhouding met God staan. Jesaja, ek dink is Jesaja 42, gaan praat hy van, en julle sal 'n lig wees vir die nasies. So Israel, van die begin af, het God gesê dat ek kies vir Abraham, en uit Abraham se nageslag uit, gaan ek 'n volk oprig, en hierdie volk gaan my mense wees. En die wêreld gaan sien hoe lyk dit, wanneer hierdie mense my ken, en my dien, en my volg met alles wat in hulle is. Want hulle gaan sien hoe lyk my beskerming oor hierdie volk. Hulle gaan sien hoe lyk my seën oor hierdie volk. Hulle gaan sien wat dit beteken dat ek saam met hierdie volk is. Die wêreld sal dit sien. En as die wêreld dit sien en hulle beleef die goedheid van God,
sal dit iets wees om te kan sê soos wat al die ander nasies gesê het, Jesus, maar daai God is die God wat regtig is. Daniël se God is die God wat regtig is. Dawid se God is die God wat regtig is. En dis wat nasies gesê het. Elke keer wanneer Israel as 'n volk Jesus gevolg het, dan was daar mense en ouens gewees wat geleef het en die wêreld het omgekyk en hulle het gesê, maar die God wat Daniël dien, of die God wat Dawid dien, dis wat hulle gesien en beleef het. Dit was die hart hoekom God Israel gemaak het. So hy het 'n groep mense gevat en hy het hulle uitgelig bo die mense. En hy het gesê, julle gaan 'n voorbeeld wees vir die wêreld. Nou hierdie Israeliete was 'n steekse klomp klaarkouse. So hulle het konstant, ons sien hulle regdeur, vandat hulle uit Egipte af is, regdeur tot in die beloofde land hierdie ouens kla en hulle moan en hulle groan. En dan sien ons dat in die proses gee God vir hulle 613 reëls. En die 613 reëls is, as jy wil weet wat beteken dit om 'n goeie mens te wees, om goeie karakter te hê, om 'n goeie Israeliet te wees, moet jy hierdie 613 wette onderhou. So met ander woorde, dis wat jy moet doen. En die Israeliete het nie. En op 'n stadium raak hulle so ongehoorsaam en hulle is so besig om weg te hardloop van die Here af en hulle is konstant rebels, konstant besig om afgode te dien. En dan stuur God profeet na profeet na profeet na profeet en hy sê draai terug, draai terug, draai terug, draai terug. En hulle wil nie. En uiteindelik eindig hulle op in ballingskap. So die eerste gedeelte, daar's twee dele, Israel split op in twee. So bo word Israel, onder word bekend as Juda. Israel word weggevoer deur die Assiriërs en hulle verdwyn, niemand weet meer waar is daai mense nie. En onderste gedeelte, Juda, hulle word weggevat in ballingskap na Babylon toe. En in hierdie oomblik, terwyl hulle in Babylon is en hierdie ouens besef, hoor ons het nou 'n krisis, want ons was ongehoorsaam teenoor God. Stuur God 'n ou met die naam Esegiel. Nou Esegiel was 'n profeet vir Juda, daai tyd was hulle bekend as Juda, en hy was 'n profeet gewees vir hulle tydens hulle tydperk in Babylon. So Nebukadneser het hierdie ouens almal weggevat, hulle sit daarso en nou is hy die profeet daar. En dan kom God en in sy genade, dan sê hy in Esegiel 36 en sê hy vir hulle dat julle het my naam geontheilig. Julle het vir die wêreld gewys dat julle my nie ken nie, dat julle my nie glo nie, dat julle my nie volg nie. Die wêreld sien dat julle leef nes hulle. Maar omdat ek heilig is, omdat ek genadig is, gaan ek julle vat. Ek gaan julle terugbring na julle land toe waar julle was. Ek gaan julle skoon was. Dan kom hy baie goeie versie wat ons almal ken. Hy sê, dan gaan ek julle hart van klip uit julle uithaal en ek gaan 'n hart van vlees binne in julle sit. Sodat julle my gees binne in julle sal hê en julle sal gehoorsaam wees teenoor my. Want hier was God se hart. God se hart was van die begin af dat Israel as 'n nasie opgelig sal wees en dat die wêreld sal sien. Hoe lyk 'n groep mense wat God ken en wat hom volg met alles wat in hulle is? Dit was God se hart gewees. En dan kom Jesus. En Jesus kom en hy verander die hele game. Al die reëls verander skielik met Jesus. Die blote feit is, want onthou, Jesus is God, maar hy is mens. 100% God, 100% mens. En Jesus leef 'n standaard wat God wil hê ons moet leef. Jesus kom en hy leef perfek. Nou ek en jy kyk daarna en soos ja, maar hy was God. Hy was mens. Hy was mens. Hy het gevoel soos ek en jy voel. Hy het die seer en die pyn beleef soos ek en jy beleef. Dis wat hy gehad het en hy leef anderste. Hy tree anderste op. En Jesus kom en hy maak 'n verandering wat vandag vir ons ongelooflik baie belangrik is. 613 reëls in die Ou Testament was primêr ekstern gerig. Wat beteken? As jy hierdie ding doen, moet daai die gevolg wees. Moenie hierdie ding doen nie, want daai ding gaan die gevolg wees. Dit praat oor jou aksies. Moenie lieg nie, moenie steel nie, moenie egbreek pleeg nie, moenie allerlei goedjies wat nou met daarmee saam plaasgevind het. Dis goeders wat eksterne reëls was. En toe Jesus gekom het, toe verander hy die gebooie vanaf ekstern
na intern toe. Want hy trap die fariseërs vas, en hy sê, julle ouens is baie oulik in die buitekant, maar julle is soos wit geverfde grafte. Aan die buitekant lyk jy mooi, maar jou hart is vol van korrupsie en van dood. Dis wat hy vir hulle sê. So hy sê, jy kan in die buitekant baie oulik wees, maar jou hartstoestand is belangrik. Dit wat hier binnekant plaas en wat niemand sien nie. So gaan terug na die voorbeeld van waar jy gekritiseer word. Sekere mense hou daarvan dat ek 'n goeie beeld moet voorgee vir ander mense. En so wanneer iemand vir jou iets sê, of wanneer iemand op jou tone trap, wanneer iemand vir jou iets sê, dan is alles aan die buitekant nog steeds net so oulik. Baie dankie, ek waardeer dit, maar in jou hart sê jy sulke vloekwoorde. Wie is eerlik, is dit nie? Is dis wat gebeur? In jou hart is daar iets wat gebeur, en jou hele liggaam, alles wat hier in jou is besig om te rebelleer teenoor dit wat in die buitekant aangaan. En skielik skuif Jesus iets, dat dit gaan nie meer karakter niks uit te waai met wat buitekant aangaan nie. Dit gaan aan oor wat gaan gebeur in jou hart. Daar's 'n nuwe standaard. Skielik is uiterlike oulik wees nie meer goed genoeg nie. Skielik word jou hart nou op die lyn gesit. En dis wat dit moeilik maak. Dis wat Jesus nou na ons toe kom. En nou saam met die feit dat Jesus nou vir ons die voorbeeld gegee het, en saam met die feit dat Jesus nou dit intern gemaak het, kom daar verse wat nou vir ons sê, dat Jesus word nou die voorbeeld wat ons moet volg. Romeine 8 kom en hy praat spesifiek, hy sê, die wat God uitgekies het voor die tyd, vir hulle het hy genoem om die beeld van Christus te word. So met ander woorde, ek en jy moet in die beeld van Christus leef. Dis ons hart, dis waarvoor ons geroep word. In Efesiërs 4, dan kom hy op 'n stadium en hy vertel vir ons, en hy sê, die Here het aan die liggaam, die kerk, soos wat ons dit ken, het hy sekere geskenke gegee, sekere gawes gegee. Aan party gee hy as apostels, party gee hy as profete, vir party as evangeliste, party van hulle as herders, en party van hulle as leraars. Ander woord vir dit sal wees 'n leermeester. Dis mense en hulle funksie, die funksie van hierdie 5 portefeuilles is om die liggaam op te bou en hulle te vestig as 'n liggaam wat geloof het in Jesus. Dis die hart. So Efesiërs 4 begin vir ons met daai gedeelte, en ek lees vir jou vers 13. Hy sê, hy sê, hy moet hulle toerus, hierdie 5 portefeuille moet die mense toerig, die heiliges toerus, om op te bou en geloof te wees, en sê vers 13, en hulle moet dit aanhou doen, totdat ons almal een is in ons geloof. So hierdie 5 ouens moet aanhou werk, of hierdie 5 portefeuilles moet aanhou werk, totdat ons almal saam as liggaam een gevestig is in ons geloof, en dan sê hy, totdat ons die seun van God reg ken. So met ander woorde, ons moet aanhou groei, totdat ons Jesus ken soos dat ons hom moet ken, dan sal ons geestelik volwasse wees. So as jy nou wil weet, wat beteken dit om geestelik volwasse te wees, dan beteken dit jy word gevorm totdat jy Jesus ken soos dat jy hom moet ken, en dan is jy geestelik volwasse, en dan sê hy, dan sal ons op die standaard wees waarop Christus ons graag wil hê. Die standaard wat Jesus ons wil hê, is die dag dat ek en jy Jesus moet ken en beleef soos dat hy moet wees. Hy sê, dan sal ons Jesus se volheid weerkaats. Wat beteken? As jy wil weet wat is God se standaard vir karakter, is dat jy moet lyk soos Jesus. Dis die standaard. Nie die wêreld nie. Die wêreld gaan vir jou sê, goeie goedjies wat jy kan doen, gaan jou as 'n goeie mens geklassifiseer word. Jy gaan sekere stellings kan maak, soos ek is eerlik, of ek hou nie van skinder nie, maar dis weer 'n dubbelstandaard. Ons maak sekere stellings as ons sê die wêreld sê goeie karakter of volwassenheid word so bepaal, dan sê God vir ons dat as jy wil weet waantoe jy moet groei, is jy moet lyk soos wie? Soos Jesus. Dis waantoe ons moet gaan. So moenie jouself nou hier uithaal uit die proses uit nie. Dis jy
deel is van Jesus se familie, as jy deel is van sy koninkryk, as jy vir Jesus ken en jy Jesus volg, is dit sy hart, is dat jy lyk soos Jesus. Nou, ek glo nie dis nuwe nuus vir jou nie, die belangrike ding wat ek jou wil sê is, dis baie ernstig. Jy moet verstaan dat daar is 'n verskil in standaard tussen wat die wêreld vereis as 'n goeie karakter teenoor wat God vereis as 'n goeie karakter. So, as ons sê dat ons moet soos Jesus word, wat beteken dit? As jy vir my sê, Jean, ek weet ek kan nie God word nie, jy is doodreg, jy kan nie. Maar daar's goeie verse wat vir ons sê dat jy moet groei. Jy moet ontwikkel. Jy kan nie bly soos jy is baie cute soos jy is, maar jy moet groei. Jy moet word soos Jesus. So as jy wil, blaai vir my na Kolossense 3 toe. Goeie plekkie om of uit te skeer uit jou Bybel uit, of om te onderstreep. So jy is welkom om enige een van die twee te doen. As jy jou Bybel op jou foon het, gooi dalk jou foon weg, of gee hom vir die kerk. Ons is welkom as jy die hou van hierdie versie nie. Hy sê hierso Kolossense 3 vers 12. Hy sê julle is mense wat God uitgekies het en wat hy heilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar, en as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam, en verder laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewens deurslag gee, want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep, en wees dankbaar. Nou, ons kan maande spandeer om een vir een van hierdie karaktereienskappe af te breek. Om te kan sê, wat beteken dit? Om te kan sê dat jy moet liefdevolle deernis hê. Wat beteken dit om vriendelikheid en nederigheid en sagmoedigheid deel van jou lewe te hê? Maar een ding wat jy moet verstaan, is dit die eienskappe wat hiersommee gaan deel met jou hart. Dis baie moeilik om liefdevolle deernis te fake. Dis baie moeilik om sagmoedigheid te fake. Sien wat jy kan iets in die buitekant voorgee, maar glo vir my iewers te syfer dit deur dat jy dalk nie 'n vriendelike mens is nie. Sien, hier soos die groot ding is, ek en jy moet verstaan dat as ons sê ons word geroep na 'n hoër standaard toe, dan word daar sekere stellings gemaak, en hierdie sê vir jou pretty much dat jy moet selfloos wees. Dit beteken dit moenie eintlik meer oor my gaan nie. Nou, as jy hom nou doodgetrek het, kom ons gaan Galasiërs 5 toe. Galasiërs 5 ken julle baie goed. Galasiërs 5 het jy geleer al van baie klein tyd in die kleuterskool, sonndagskool, daai goeters. En hierdie is die vrug wat die Gees voortbring. Galasiërs 5:22. Nou as ons sê, dis die vrug wat die Gees voortbring, dan sê ons, die Heilige Gees is in jou. En omdat die Heilige Gees in jou is, gaan hierdie goeders die resultaat wees daarvan. So, by my huis het ek 'n appelkoesboom. Ek hoef nie appelkose aan hom te gaan vasplak nie. Ek hoef nie vir hom 'n training kursus te gee oor hoe om appelkose te maak nie. Ek kan nie vir hom sê, hoor die appelkoesboom, die dag toe die Here jou gemaak het, het hy vergeet om vir jou die kapasiteit gegee om appelkose te produseer nie. Ek kan niks vir want wat daai appelkoesboom natuurlik doen, is hy gee appelkose. Nou die hoeveelheid appelkose wat ek kry word bepaal deur wie werk vir my. Want dit verdwyn skielik net. Maar blote feit is, hy gaan natuurlik vir my appelkose produce. So met ander woorde, as ek en jy gaan sê, die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, nie geduld nie. Skiep geduld. Ons almal sê ons het nie geduld nie. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, is net vir die baas daai. Hy het dit nie, maar die res van ons kan dit selfbeheersing. Nee? So as ek en jy besef, waar kom geduld vandaan, dan sê ons nie geduld kom van dat jy dit nie gekry nie. Ons sê dat die oorsprong van geduld is die Heilige Gees in jou. En skielik besef ons dat karakter
waarvoor ons geroep word, is nie 'n menslike standaard nie. Dis nie wat die wêreld vir jou bepaal nie. God bepaal vir ons 'n standaard. So met ander woorde, as ons sê hoe hanteer ons finansies, dan sê ons hanteer ons finansies so die woord sê ons moet ons finansies hanteer. Ons sê dat ek hanteer my vrou soos dat die woord sê ek moet dit doen. Ek hanteer ander mense soos dat die Here wil hê ek moet dit doen. Ek hanteer die owerheid, mense wat in 'n gesagsposisie bo my is, hanteer ek soos die woord sê. Dit doen nie die wêreld nie. Die wêreld bepaal nie vir my wat ek moet doen en hoe ek moet leef nie. Hoor mooi, as 'n kind van God is, as ek Jesus volg, beteken dat die woord bepaal hierdie vir my en vir jou. Maar nou hier is dit waar dit baie moeilik maak. Is ons ken dit teoreties. Maar wanneer dit kom by die uitvoering hiervan, raak dit nou bietjie grys. Dan is dit nou nie so lekker om jou te gesels oor hierdie goeters nie. Want onthou nou, Spreuke 27 vers 17 sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. So wat beteken is dat mense naby jou kom, dan vorm hulle jou. En daar gaan een van twee goed gebeur, as iemand baie lank saam met jou is, of jy gaan jouself diep in 'n krul wip. En dan kan of gaga uitkom, of ek kan groei in karakter. Dis wat gaan gebeur, jy gaan by die werk sit, en jou baas gaan iets noem vir jou, en dan gaan een van twee goed plaasvind, of ek gaan optree, soos wat die wêreld wil hê ek moet optree, of ek gaan moet toelaat om te groei in daai oomblik, en te kan sê, Here, hoe moet ek hierdie hanteer? Wat kom uit jou hart uit? Want onthou, Spreuke sê vir ons, dat vanuit jou hart uit is die oorsprong van lewe. En jy net lank genoeg knoppies druk in jou lewe, dan sien ek dat hierdie cute gesiggie van jou verander in iets heeltemal anders in. Nee? Dis wat gebeur en ons sien dit as ander mense jou frustreer. Hulle kom en hulle irriteer die vet waks uit jou uit. Dan sien ons wat gaan aan. Dan is die Sondag jy lank verby. Dis wat gebeur is, dan kom karakter uit. Dan kom karakter uit, wie ek eintlik is. Nou, wat vir my lekker is, Romeine 5. Nou, ons het al Romeine 5 hanteer, ek wil dit graag teruggaan, Romeine 5 vers 2. En op 'n stadium kom Paulus en ons gaan nou volgende week teruggaan na Romeine toe, so ons sal weer 'n lekker recap doen oor tot waar ons is. Maar Romeine 5, dan kom Paulus en hy maak hierdie stelling. En hy sê, deur Jesus Christus het ons, deurdat ons glo, toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade waarin ons nou bevind. En ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan gee. So hy praat oor hierdie genade en saam met hierdie genade kom daar 'n toekomsverwagting. Hierdie toekomsverwagting is die dag wanneer ek in die hemel ingaan in die teenwoordigheid van God. Sy terugkom, hy by my wees en ek in hom wees in sy volheid. Dis ons toekomsverwagting. En dan sê hy vers 3, dis nie egter al nie, ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat ons swaar kry, leer ons om te volhard, en op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter. Hoe kweek ons karakter? Begin by swaar kry, en van swaar kry leer ons hoe om te volhard, en van volharding af betroubaarheid van karakterheid, en dan betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting, en hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het, en hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy in ons gegee het. So hier gebeur iets, swaar kry, frustrasie, kweek karakter. Wat beteken jy gaan groei in geduld as mense jou irriteer. Dis wat gebeur. Is jy gaan in 'n situasie wees en jy wil 'n rekening gaan betaal en skielik leer jy geduld of jy kom agter ek het nie en ek moet nog 'n bietjie leer. Dis wat gebeur. Karakter moet gekweek word. Nou ek sê hierdie spesifiek vir jou, want dit lei vir ons in na ons 4de waarde toe. Ons 4de waarde wat ons as gemeente het, is verantwoordbaarheid. Nou wat beteken verantwoordbaarheid? Verantwoordbaarheid, dit definieer ons in 3 stellings. Nommer 1,
Ons neem eienaarskap van ons gedrag en die gevolge daarvan. Wat beteken? As ek myself wip vir iemand, en ek maak 'n bobbejaan van myself in hoe ek myself gewip het, dan sê ek moet eienaarskap vat van hoe ek opgetree het, en ek moet groot genoeg wees om te kan gaan jammer sê. Om te kan sê, skus, ek moes nie so opgetree het nie. Nee, ek het so opgetree want jy was baie, nee, want niks nêrens. Ek vat eienaarskap vir my gedrag. As gemeente sê ons dat dit wat ons sê en dit wat ons doen, ons gaan eienaarskap vat van dit. Wat beteken ek kan eienaarskap vat van my gedrag. So ek kan onthou, daar was 'n stadium toe ek by Lighuis begin het, toe ek met die bestuur gepraat, ek het nog 'n besigheid gehad terwyl ek by die kerk was. Daar was baie obviously streng riglyne gewees, en een dag toe vind ek myself, toe loop ek 'n kliënt raak net daar voor die strip. LNK was nog altyd daar by die strip gewees, en ek kom net uit LNK uit en ek loop een van my gunsteling kliënte raak. En toe ek myself weer kry, toe begin ek en hierdie ou skree op mekaar hier. Voor, almal wonder hier gaan. En die oomblik toe ek daar wegstap en ek is briesend kwaad, toe besef ek, dit het nou my getuienis afgebreek. Ek moet verantwoordelikheid vat vir my gedrag. Wat beteken ek kan nie so optree nie, dis nie wat God van my vereis nie. Die kliënt kan dit uit my uit wil trek, maar ek kan nie so optree nie. So dis wat gebeur, dis karakter, dis waar ons karakter vorm, situasies gaan plaasvind, en as ons sê dat ons gaan begin eienaarskap van ons gedrag en die gevolge daarvan, beteken dit, iewerste moet ek toelaat dat iemand vir my sê, either die Heilige Gees of mense om my sê, Jean, daai was nie reg nie. En ek kan baie maklik myself in 'n krul wip. Nou ek is die Here dankbaar vir 'n vrou wat konstant op my tone dans, as dit kom by hierdie tipe goeters, oor hoe ek baie keer nie goeters moet hanteer nie. Maar die blote feit is dit, daar is mense in my lewe wat ingebou is spesifiek om vir my te sê, Jean, jy kan nie so optree nie. En dan moet ek eienaarskap van dit. Nou jy voel dalk dat jy worry nie daaroor nie, maar Jesus, ons groot ding, is ons as een liggaam moet groei om te word soos Jesus. En jy gaan moet toelaat dat ernstig, dat jy eienaarskap vat van hoe jy optree, en hoe jy jou besigheid hanteer, en hoe jy praat op 'n maandag, en hoe jy tussen mense is, en hoe jy jou SARS hanteer, en hoe jy jou vrou of jou kind of jou man hanteer, jy moet eienaarskap vat. Dis wat van ons vereis word. Die tweede ding wat ons sê is, ons plaas onsself intentioneel en gewillig in 'n gemeenskap van aanspreeklikheid. Wat beteken? Dis nooit lekker om te hoor as iemand vir my sê, Jean, jy was verkeerd nie. Net soos wat dit nie vir jou lekker is om iemand wat na jou toe kom en sê, jy was verkeerd nie. Maar as ek sê dat ek vat verantwoordbaarheid ernstig op, dan beteken dit, ek is gewillig en intentioneel om toe te laat dat mense dit vir my kom sê. Want ek besef, hierdie gaan my vorm om meer soos Jesus te wees. Dit is wat dit is, dis hoekom ons dit doen. Dis nie lekker nie, maar dit bring my na 'n spesifieke punt toe. Intentioneel sit ek daaroor. Nou hier is die groot ding, ons hou nie van hierdie nie. Pyn oor die algemeen, of dit emosionele pyn is of fisiese pyn, as ons nie 'n uitkoms sien vir dit nie, as daar nie 'n rede is vir dit nie, dan wil ons bedank. So met ander woorde, 'n vrou wat swanger is en geboorte gee, gaan semi-dood van die pyn, maar daar was iets wat sy uit dit uitgekry het. En dis wat maak dat sy 'n tweede en 'n derde en 'n 14de kind kry. En die vrou wat die meeste kinders gekry het, is 69. Sy het 69 kinders selfgebore, voor hulle keisers of enige vorms van daai tipe goed gehad het. Dis rof. Ek dink hulle moet 'n stadbeeld bou van daai vrou. Soos legit. Maar die groot ding is, jy het 'n uitkoms, daar is 'n rede daarvoor. Die oomblik wanneer jy pyn beleef en daar is niks wat jy na uitsien nie. 'n Vrou wat moet geboorte gee aan 'n babietjie wat dood is, beleef pyn sonder die hoop van die vreugde wat daar gaan uitkom. Dis wat gebeur is,
Wanneer ons pyn beleef en jy sien nie 'n rede vir dit nie. En van ons opgee en emosioneel is dit besig om ons te knak. Nou ek sê vir jou dat wanneer ons groei en ontwikkel in ons karakter, dan word die einddoel om te wees soos Christus. En vanuit dit uit het ons 'n toekomsverwagting wat ons nie gaan teleurstel nie. So beteken, ek plaas myself gewillig en intentioneel op 'n plek om te kan sê, mense moet inspraak kan hê in my lewe. Hulle moet kan inspreek in my lewe in, sodat ek meer soos Jesus kan word. Dis wat verantwoordbaarheid beteken. En dan die derde ene wat ons hiermee gaan definieer is, ons sê ons is verantwoordelik om waarheid in liefde te kommunikeer. Dit beteken, partykeer moet ek eerlik wees met iemand. En van hierdie verhoog af het ons al baie sterk stellings gemaak, en daar is al mense wat al uit is op grond van hierdie sterk stellings wat ons gemaak het. Maar as ons dink aan hoe God 'n huwelik aan mekaar geweef het, dan staan ons soos wat die woord gesê het. Dit is een man en dit is een vrou, wat hulle huwelik begin die dag as ons 'n verbond aan mekaar gemaak het, voor getuies en voor God. Dis wanneer huwelik begin. Voor dit is daar nie 'n vorm van 'n huwelik nie, dis nie hoe God huwelik gevorm het nie. En daarom is dit dat ons nie enigstens buite hierdie kant verbond enigiets gaan doen of toelaat om enige hierdie ding te breek nie. Wat God by mekaar gevoeg het, sal geen mens skei nie, dit sluit jou in. Dis wat gebeur, en jy kan kwaad word, en jy kan voel hoe, maar dis wat ons doen, is ons praat die waarheid, dis nie Jean se opinie, dis wat die woord sê. En of ek daarvan hou of nie, is irrelevant. En as ons praat oor ons finansies, en hoe ons finansies hanteer, en te kan sê dat ek gee nie bribes nie, maak nie saak of dit gaan maak het my besigheid nie meer verder vorentoe kan gaan nie, ek gaan nie geld wegsteek vir selfs nie, maak nie saak wat die geval is nie, dat ons gaan ons finansies hanteer met integriteit, dan sê ons as gemeente, dat ons sal ons finansies so hanteer, dat as enige iemand 'n vraag sou vra oor ons finansies, dat ons baie maklik sal kan sê, hierso hoe dit is. Want dis wat God van ons vereis. En dit beteken dat ons die waarheid sal deel. En hier is die hart, dat ons dit altyd in liefde sal deel. Is julle dat karaktergroei sal wees, sodat jy 'n liefdevolle verhouding met Jesus sal kan beleef. Dat jy sal groei in volwassenheid, dat jy God sal beleef met alles wat in jou is. Dis ons hart, die hart is nie om hierdie stellings te maak, om jou enigstens te afronteer nie, ons sê hierdie, want ek sien wat sê die wêreld, ek sien die standaard van die wêreld, en ek sien wat sê die woord, en die Here roep ons na 'n hoër standaard toe. Dis wat beteken om te sê dat ek het 'n karakter wat deur God bepaal word, om Jesus te kan wys vir mense daar buitekant. En so om dit te kan doen en dit te kan beleef, sê ons waarde is verantwoordbaarheid. Ons as gemeente wil verantwoordbaar wees teenoor jou. Om te kan sê dat dit wat ons sê, dit wat ons doen, dit wat ons besluit, dat ons julle as gemeentelede, as liggaam saam met ons, dat ons dit opreg sal kan doen en nooit voel ons hoef iets weg te steek nie. Dat ons altyd met integriteit die goeie sal hanteer. Dis wat ons sê ons wil doen. En dan wil ons sê as gemeente wil ons so teenoor die gemeenskap wees. Dat ons in die gemeenskap 'n naam sal hê wat kan sê dat ons is verantwoordbaar teenoor hoe ons leef in ons gedrag en dit wat ons doen, sal ons sê dat ons wil verantwoordbaar wees. En as jy ernstig is oor karaktergroei en ontwikkeling, gaan dit beteken dat baie keer gaan ons waarheid spreek in jou lewe. En dan gaan een van twee goed uitgebeur. Of gaga gaan uitkom, jy gaan jouself in 'n krul wip, soos wat ons almal kan doen, of jy kan groei, of ek kan groei. Want die hart is om te wees soos Jesus. Dis ons hart, dis ons waardes. So as jy wil weet, waar ons onsself posisioneer. Ons missie is gaan maak disippels. Ons visie is 1500 disippels. So ons sê ja vir 'n klomp goed, maar net as dit in lyn is met die visie wat God ons gegee het. Ons het 4 waardes: God se teenwoordigheid,
Ons primêr die belangrikste ding wat vir ons belangrik is. Tweede ding is ons is woordgerig. Wat beteken ons sal die woord vat en die woord sal vir ons wys waartoe om te gaan. Nommer 3, dat liefdevolle verhoudings gekweek sal word, dat ons intentioneel begin werk om verhoudings te begin kweek en dat ons wil mense intrek om te kan sê jy groei veel beter. Hierso, maar wanneer jy nader kom, dan raak dit messy. Dit raak moeilik want begin emosies en dan begin jy die gaga beleef van die krimineel links en regs van jou. En daarom sê ons is verantwoordbaar. Ons is verantwoordbaar vir ons eie gedrag, ons is verantwoordbaar van hoe ons optree vir die buitekant toe en ons is verantwoordbaar vir die waarheid spreek voor hierdie mense. Dis die hart, dis waar ons osself posisioneer. En as jy wou geweet het waartoe die Here ons nou vat, is dit. Dis wat hy vir ons sê. En so ons sal dit doen en wanneer jy ooit voel dat ons is nie besig om dit te doen nie, kom praat met ons. Hoekom? Want ons sit onsself intentioneel in 'n plek vir mense om te kom praat. Dis ons hart. Dis wat ons hart is. Ons hart is dat ons saam as 'n gemeente sal groei, sal ontwikkel in 'n liefde vir Jesus sal hê. En ons gaan jou innooi. Ons wil jou innooi om meer in te kom en dat jy nie net kom op 'n Sondag en verdwyn nie. Ons hart is dat jy sal deel vorm van hierdie. En as jy jouself buite kan dit plaas en jy wil net sit op 'n Sondag en jy wil net verdwyn, as jy fyn, jy is welkom om dit te kan doen. Maar jy moet net verstaan dat ons hart, ons glo dat ons en jy kan beter groei as ons hierdie goeders begin uitleef met ons hele hart. Hoe dit gaan gebeur is groot prentjie goeders. Ons het nog nie altyd 'n idee oor hoe dit gaan lyk nie. Ons is hard besig om strategies te kyk na hierdie goeders en kyk hoe gaan ons hierdie goeders uitrol. Maar ons hart is dat ons sal aanhou hierdie goed kommunikeer. En mag hierdie goeders ons roep na 'n hoër standaard toe. Mag hierdie jou waardes word. Mag dit iets wees wat jou roep na 'n hoër standaard toe. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer en net te kan sien en beleef wat U vir ons sê en as gemeente waantoe U op pad is met ons. Soos dat ons hierdie reeks na 2,5 maande afsluit, bid ek Here dat ons net so U genade sal vasgryp, Here, oor die uitrol van hierdie proses. Here, en ons weet ons gaan baie foute maak, Here, en in die proses gaan ons net konstant sê, Here, maar dat ons vat eienaarskap, Here, van hoe ons optree. Maar dit sal ons terugoriënteer, Here, om uit liefdevolle verhoudings te kweek, Here, om met woordgerig te doen, Here, om U teenwoordigheid in te nooi in elke liewe ding in. Te kan sê dat hierdie gaan die goeders wees wat ons hart sal laat klop, Here, want ons wil mense sien wat U ken en beleef en ander disippels sal maak. Dis ons hart. Mag ons getrou wees in dit. Here, mag ons hierdie bruid wat U vir ons gegee het, U liggaam. Here, mag ons alles in ons vermoë doen om hierdie bruid tot 'n geloof in te roep, om volwasse te wees, om U beeld uit te skyn vir hierdie wêreld. Dis waantoe ons groei, Here, en mag U by ons wees. Mag U vir ons krag gee, wysheid gee, Here, om hierdie goeders te kan doen. Here, mag U mense om ons oriënteer om dit te kan saam met ons doen. En dat ons op die einde van die dag sal weet, Here, dat deur alles, goed en sleg, bly U goed en getrou. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.